Here, uit U en deur U tot U is alle dinge. Aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons sit net so dan met ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Soos daar nie vir ons gebid het hier agter dat ons kan opruk na U woord om te kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, ons is geroep, ons het U stem gehoor, stem van liefde, stem wat vir ons hier na toe gebring het, omdat U besig is met ons op die pottebakkers wiel, om te vorm, hervorm en mooi te maak. Dankie dat U nie met ons opgegee het, dat ons nou hier kan wees. Here, ons is bevoorreg om U openlik te kan aanbid, vrymoedig, om hier te kom saam sit met manne en vroue wat ons familie geword het, ons vriende. Ek wil bid, Here, dat ons mekaar sal lief wees en dat ons in 'n gejaagde, koue wêreld daar buite hier by mekaar kan wees. As U kinders, saam te kuier, broers en susters te wees, dat ons hier vir mekaar kan sê en kan wys. Ek is by jou, saam met jou, ons dra mekaar, ons bid vir mekaar, ons bou mekaar op met liefde en ons vriendskap. En as U nou met ons praat, dan bid ons Heilige Gees, dat ons sal verstaan, dat U dit in ons harte sal graveer, en dat dit nie sal verbygaan in ernstig agterkop te bære nie, maar dat ons sal hoor, dat die boodskap is vir jou, vir vandag, vir my, vir elkeen van ons. Vir ons as lidmate van die kerk. Nou gee ons onsself in die hande en ons sê, praat Here. Ons wil hoor wat U deur die Gees vir die gemeente wil sê vanmôre. Amen. Ek het 'n hele paar stukkies wat ek nou saam wil lees, en ons begin met Matteus 7, van vers 24 af. Nou, voordat ek daar begin, as ek so 'n bietjie teruggaan na so 'n paar maande terug, het ons mekaar al verskeie kere gesê, dat God ons gemaak het vir 'n verhouding. En nou die dag toe lees ek weer, Engels sê dit so mooi, ek sê, mens, dis 'n divine design. Dis 'n goddelike skets, beplanning, projek. So God het iets spesiaals in gedagte gehad het, toe hy mens gemaak het. Hy het 'n wonderlike skepping aan mekaar gesit. Toe maak hy mens. En hy sit die mense in hierdie paradys en hy sê, geniet dit. Dis julle sin. En deur al die donker dieptes, die ops en die afs, was God daar. En reg in die eerste boek van die Bybel sien ons hoe dat hierdie God om met 'n kontrak, met 'n verbond, kon verbind aan mense. Maar nie net 'n klompie mense daar nie, het gesê, dis 'n ewige verbond. En hy sê dit vir Abraham, maak 'n verbond met jou en jou nageslag, en dan sê hy, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, op eenvolgende geslagte. Die besondere ouers soos Abraham, die vader van die geloof, die doodgewone ou mannetjie soos Isak, vir wie hulle vrou moet gaan kry, wat doodgoed en goed dood, en hierdie onderkruiper soos Jakob, wat sy broer oral elke draai verneem het. En dan sê hy, ek is die God van al hierdie, en ek is daar. En reg van die begin af sê hy vir hulle, en ek gee vir julle voorskrifte, bepalings, wette, verordeninge, wat ons het ook al noem, allerlei riglyne, om hierdie verhouding te leef en dat hy dit kan seën.
So het God dit reg van die begin af gedoen. En ons ken die geskiedenis van die swaar kry, die goeie tye van gehoorsaamheid en die seëninge, die afdwaling as die versoekings en die beproewings en die stormwinde daar is, en die donker dieptes van verlorenheid, en God wat maar altyd daar is, en God wat maar weer optel, en God wat weer op die voete sit. So ken ons die geskiedenis, en God stuur mense gedurig om daar te wees as 'n rigter, as 'n priester, as 'n koning, wie ook al, iemand om daar met hulle te gaan praat, om hulle te herinner, en nog 'n stukkie te verduidelik, nog iets om hulle verder op te help. En dan, as die dinge so donker is, dan kom God met sy meesterplan, hierdie divine design. Mens, wat hy gemaak het, wat dit nie maak nie, as deur sy seun, om die mens te wees, goddelik, sondeloos, om in ons plek gehoorsaam te wees, en om die straf van ongehoorsaamheid te dra, sodat daar 'n oorbegin kan wees, want God gee nooit op met die mens. En dan, as ons nou by die Here Jesus uitkom, en heel in die begin in Matteus, as ons dit klaar geluister het van die geboorte, en Jesus begin preek, dan begin hy heel aan die begin van Matteus met 3 hoofstukke, 5, 6, 7, wat ons die bergrede noem, die bergpredikasie, 'n absolute toegewyde stuk toerusting. So hy het skaars begin, dan sê hy vir hulle, kom hier. Hy wil hulle toerus en vir hulle die belangrikste dinge leer vir hierdie verhouding. Wat is die goed wat die geheim is? En dan praat hy met hulle oor 'n klomp goeders, en wat dan verder loop. En interessant, die heel eerste is die paar uitsprake sê, geseënd is hierdie, en dan die heel eerste en so aangrypend as sy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd as ek en jy weet dat dit van hom afhanklik is. Dat hierdie seën van die God wat hom verbind het, van hom afkom. En dat ons by hom naby hom moet wees. Vandaar dit die vervulling. En geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, om te weet wat is reg. Want 'n eentjie verder sê, die wat doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En dit wat reg is, dra die goeie vrugte, sê. Dit wat reg is, as jy doen wat hy sê, daarom praat hy, en hy gee jy die riglyne. Hy sê, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die barmhartiges, die mense wat omgee, want in hierdie familie is ons broers en susters, gee ons om. Hy sê, geseënd is hulle wat vrede maak dan onder mekaar. En dan praat hy eentjie later van die versoening. Sê ons, kinders van die Here vat mekaar in die hof toe nie, hulle maak vrede. Daar is iets anders dan, dan praat hy oor sout en lig en oor suurdeeg. En as hy praat oor die vredemakers, dan praat hy later oor vergifnis en liefde vir die vyand. En dan sê hy, ywer julle allereers vir die koninkryk van God. Sê, hierdie is die eerste belangrikste ding. En as hy hierdie belangrike goed vir hulle geleer, dan kom ons nou by die gedeelte van môre. Klaar met die bergrede, dan vertel hy hierdie kort gelykenis om te sê, dit wat ek nou vir julle gesê het, is uiters belangrik. Dis uiters belangrik. En dan sê hy dit so, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel. So ek het nou vir julle dit geleer. As hy, elkeen wat hierdie goed hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwater het afgekom, die winde teen daardie huis gewaai en daaraan geruk,
tog het dit nie ingestort nie. So al die beproewings, al die chaos van die wêreld, al die aanslag het gekom. Maar daai mens ontstaande bly. Hierdie verhouding kom heel bly, want hulle het gehoor en toe so gedoen, hulle was gehoorsaam. Sê, want die fundament was op die rots. Nie ingestort nie, die fundament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval en die vloedwaters het afgekom, die winde daar teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Dis hoe Matteus het beskryf. Lukas, hy vertel dit ook, dat is so interessant om te sien, wat Jesus alles gesê het, en hoe elkeen van hulle dit onthou, en elkeen van ons word dalk iets anders teruggetrek. Nou onthou Lukas, toe Jesus hierdie goed gesê het hy vir hulle die vraag gevra, watter sin het dit, dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Hy sê vir hulle wie hy is, en dan sê hy vir hulle wat hulle moet doen. En Lukas onthou, hy het vir hulle gesê, wat help het julle bid? Julle noem my Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat die bou van sy huis, wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe het. So hy het hierdie ding gehoor, is net fundament nie, maar hy sê, hy het diep uitgegrawe en die fundament op die rotsbodem gelê. So hy het gegrawe tot hy op die rots kom. En toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit nie beweeg nie, want die huis was goed gebou, want dit was op die rots. As iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis op die grond gebou het, sonder 'n fundament. Toe die vloedwater het tref en dit dadelik ingestort, en daardie huis het een groot puinhoop geword. Dan lees ons 'n eind verder in Matteus, 'n paar hoofstukke verder. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hy praat oor homself. Matteus het Jesus die seun van die mens genoem. Die Jode was baie gevoelig om te sê seun van God. So hulle as hy vir hulle geskryf het, dan sê hy het nie maklik nie, want die Fariseërs en ouens was opstandig, hy het hulle mooi sakies daarin gevat, en sê, wie sê die mens is die seun van die mens, of wie sê hulle wie is ek? En hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete. Sê, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom so versie wat verder, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. So hierdie rots, hierdie belydenis, die rots is Jesus Christus, die seun van die lewende God. Dan in die volgende hoofstuk, nou daar 'n paar goed gebeur, en dan staan daar 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem. Ons het dit so 2 of 3 Sondae terug gelees, hierdie gedeelte. En hy het dit gebring daar waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander, sy gesig het begin straal soos die son, sy klere het wit geword soos die lig, en skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. En dan los ek so versie wat oor, en dan sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is, as U wil, sal ek hier 'n hutte bou, 3 hutte, een vir U, een vir Moses en een vir Elia.
Maar terwyl hy nog praat, staan daar 'n helder wolk, skielik sy skade weer oor hulle gegooi. En 'n stem met die wolk wat gesê het, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Ons lees net tot hier. Die verhaal dan oor die huis op die sand en die huis op die rots. Nou is dit gesien en nou gepraat oor hierdie droomverhouding wat God in gedagte het. En ons lees hoe dat God oor die eeue heen met hierdie mense praat. Met die mens, met my, met jou, met ons almal. Die mens met wie hy verhouding het, hy los hom nie in die donker dat hy onseker is hoe dit moet werk. Hy het oor die eeue gepraat. En as Jesus kom hy in persoon en hy nog eens praat en sê, hier is ontsaglike belangrike dinge wat julle in gedagte moet hou, as julle enigstens hoop het op 'n verhouding, vervulde verhouding, 'n gelukkige lewe met God. En dan het hy hierdie goed gesê. En dan sê hy, 'n wyse man is iemand wat luister na wat ek sê. Dis iemand wat sy huis op die rots gebou het. En as die Here Jesus dan praat oor hierdie rots en die winde en oor die winde en die weer en die waters, dan wil ek kom sê, die lewe lyk so. Die lewe is vol onstuimighede en ons weet dit. Hierdie onstuimighede, al die onsekerheid, dit wat ons laat wonder, wat ons laat twyfel, wat ons bang maak, wat die versoekings is, wat ons gedagtes aftrek, al hierdie dinge wat ons bedreig, hierdie verhouding bedreig, hulle is daar, ons beleef dit. Nie net in sleg, maar ook in die goeie tye veral, dan kom ook hierdie versoekings, en hierdie beproevings, en hierdie dinge wat tussen ons en God kom. Toe ons nou die dag gepraat het oor sonde, wat sonde is, en die dinge wat in die pad staan, die hindernisse, om by hierdie verhouding uit te kom, het ons gesien, gaan alles oor die mens, wat aan self beluister, en na God luister. En nou kom sê, God, as hy dan met die mense kom praat, dan daai gedeelte, die opskrif van die Bybel, die verheerliking op die berg, daar waar hierdie ongelooflike gebeur, wat die Here Jesus daar staan en die glans om hom verskyn, en God wil sê, dis my geliefde seun, luister na hom. Hy praat met julle. Hy het gekom om vir 3 jaar te kom verduidelik en te wys, luister na hom, sodat ons verhouding geseën kan wees. Luister na hom. Die aanneming dan, of die verwerping van hierdie woorde, gehoorsaamheid of nie, is ontsaglik belangrik. En die belangrikheid daarin is, omdat hy sê, huis wat staan, of huis wat totaal in duie staan. Hierdie huis is ek, jy, my lewe. En uiteindelik ons tesame, sy kerk, sy koninkryk. En hy sê, daar waar ek en jy ongehoorsaam is, stort ons in duie. En waar ek en jy al meer en meer van ons in duie stort sy gemeente in duie, sy kerk in duie, en die wêreld in duie. So gehoorsaamheid, aanneming van hierdie woorde, is uiteinde, is ewige lewe, of die ewige dood. En daarom sê, luister, julle moet nie net hoor nie, julle moet doen. Hierdie 2 woorde is nie belangrik. Hoor en doen. Jakobus praat op 'n keer oor hierdie goed, en sê, partykeer is ons die mense wat in die spieël kyk, ons sien wat is verkeerd.
Ons kom by die kerk, ek lees Bybel, ek doen daar Bybelstudie, maar ook al wat mense met my praat, en ek hoor hierdie boodskap, dan hoor mense dit vir 'n oomblik, en dan draai jy om en jy gaan aan met jou wêreld, jou lewe, en wat jy vergeet, oor wat jy gesien het, wat jy moes raak sien, wat jy beleef het. Daarom sê Jakobus, geloof wat nie in lewe oorgaan nie, is dood. Dit beteken niks. Dit staan nie vas nie. Daarom sê Matteus na een vers wat ons gelees, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk ingaan. Sê Matteus 7 vers 21. Net hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nie almal gaan ingaan nie. Maar nou is dit ook belangrik om hier te sien, as ons luister oor Jakobus, wat onthou hy hier oor hierdie bou? Wat onthou hy hier? God het in hierdie divine design, in hierdie goddelike plan, in hierdie goddelike ontwerp, het hy kom sê, dit moet presies so gebeur. En daarom gaan hy, en hy volg hierdie ontwerp, en hierdie ontwerp sê, op die rots, hierdie huis, my lewenshuis en joune, ons tesame as die kerk en die gemeente van die Here, kan nie net sonder by mekaar kom en dan dink ons as ons 'n paar Christelike goeders doen, is alles reg. Hy sê, dit moet op die rots gebou word. Nou sê hy, en hierdie man het diep gegrawe deur die sand totdat hy op die rots gekom het. So daar's effort ingesit, toewyding, inspanning, gehoorsaamheid, alles wat moontlik is om by die rots uit te kom. En diep uitgegrawe tot hy by die rots gekom het. So het beteken dat hy opgeroep word en sê dat ek en jy moet seker maak dat ons by hom uitkom. Dit vra moeite, dit vra tyd, dit vra werk in onsself. Dit vra dat ons onsself in sy hande sal stel, dat ons sal groei tot by daai plek. En dat ons sal weet, hierdie gehoorsaamheid is nie sommer maar net eenvoudig en maklik nie. Gehoorsaamheid is nooit maklik nie. Nie in hierdie wêreld waar al hierdie beproewings en al hierdie verleidings is. Maar 'n mens so maklik by 'n punt kom sê, ek gee op of ek doen dit vir myself nie, of ek dink ek sal tot hier gaan, maar ek nie bereid is om die volle pad te loop. Maar ek tevrede is, ek gaan in kerk, of ek doen daarom sis, of ek dan so. Die Here Jesus het hierdie pad kom wys, hy het dit namens ons hierdie pad kom loop, en dit het hom gekos, om vir God te kies, beteken dat daar vriendskap gaan wees. Vir God te kies, beteken dat daar verwerping sal kom, isolasie sal kom, pyn, seer en offer. En die Here Jesus het deur al hierdie goed gegaan. Hy wat gekom het om die goeie te bring, is deur so baie mense met al die teenoorgestelde groet, totdat hy uiteindelik vir hom doodgemaak. En so die Here Jesus gesê is, ons in hom behoort, sal ons ook bestryd hê. Ons geveg teen die duiwel is harde werk. Paulus skryf, hierdie lewe, hierdie reis is 'n moeilike reis. Ons het dit gesê toe ons gepraat het oor wat is die goed wat in ons pad is, die struikeling. Al hierdie mense kyk in versoeking en baie stemme en verwarring. Paulus sê maar, ons moet werk aan, ek moet my losmaak van hierdie goed wat my gedagtes wegvat, en ek moet gryp en my vasmaak aan die goed wat my ondersteun. Los van die verleidings, los van die mense en die plekke wat my gedagtes wegvat, en my verbind aan hulle wat soos ek dink, soos wat ek glo, sê kerk, en oral, ons praat oor Bybel lees, Bybelstudies, stiltyd, al hierdie dinge waar ons onsself ingrawe totdat ons by Jesus uitkom in die rots, totdat ons by hom uitkom en ons onsself in hom verbind,
Hy sê, al hierdie stormwinde en vloedwaters is nie goed dat ons op die pad gaan hê. Hierdie man wat sy huis op die rots gebou het, die ander het op die sand, het met dieselfde verwoede natuur te maak gehad. Die een kon staan, want hy was aan die rots Jesus Christus verbind. En dis die moeite werd, want hierdie rots waarborg dat ons sal bly staan. En die toets kom verseker, die feit dat ek glo beteken nie, dit weet ons toch al, beteken nie dat dit my net goed sal gaan nie, beteken nie dat ek nie beproeving gaan hê nie, dit beteken nie, maar dit beteken wel, dat hierdie Jezus namens my die oorwinning behaal het, namens my gehoorsaam was, namens my alles gedoen het, sodat die redding daar was. En dan skryf Paulus, hy het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met hom, die rots, deur God vry gespreek sal word. En daarom stry ons die stryd. Ons stry om volheid, soos wat Paulus gedoen het. Paulus het vertel, ek ellendig mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Want hy sê, hy weet dit, hy bely dit. Ons sukkel, ons spartel. Hierdie stormwinde en wind en goed wat ruk en klik, maak dat ek soms struikel. Sê maar, God die dank, hy verlos my deur Jesus Christus. Hierdie dinge maak my so diep bewus van my swakheid, dat my uitstrek, nie opgee nie, maar uitstrek my hom hou vas, wat klaar namens my gewen het, en wat vir my en vir jou sê, wat ons ook al in hierdie wêreld kort kom, vra net my heel beste, dat daar in die kruis, toe alles klaar gedoen is, as sy laaste woorde, is volbring. Hy het volgemaak, waar ek en jy kort kom, al wat hy my in jou hart soek, dat ek sê met my hele hart, my hele siel, met my hele verstand, het ek gestrewe en gesoek, en was ek besig elke dag om die goeie stryd te stry, en aan hom vasthou. En hy, wat vir ons baie lief het, sê vir ons, hierdie geloof, hierdie vashou, is al wat ek en jy nodig, om aan die einde by hom te bly, sy seën te hê en vrygespreek te word. Dit is so belangrik, as ons hierdie woorde hoor, dat ons hoor dat hy sê, dat God sê, luister na hom, ek het hom vir jou gestuur, luister, en dat ons weer 'n slag deur die Bybel gaan lees, weer 'n slag deur hierdie bergrede, sien wat hy vir ons daar sê, besef en bely jou afhanklikheid, en leef met jou hand in myne. Gee om vir mekaar, nie net liefde vir my nie, maar liefde vir jou medemens, genade, vergifnis en barmhartigheid. Luister, die wat dit doen, is 'n wyse mens, wat aan die rots verbind is. Die wat nie gehoorsaam is, wat nie wil lief hê, wat nie wil vergeef nie, wat nie genade het nie, wat nie barmhartig is nie, wat nie omgee nie. Sy huis is op die sand. Die stormwind sal kom, al hierdie dinge en hulle verwoes, en Jakobus Lukas sê, stop en duie, soos wat puindoor. Mag die Here vir ons die genade gee, dat ons kyk na ons eie huis. Hoe lyk die huis waarin ek bou? Dis my huis, die huis wat deur 'n wyse mens gebou word, omdat ek gehoorsaam is, omdat ek alles gee, dat ek streef om die lig te wees, die sout te wees, die suurdeeg wat hy van vra. Al hierdie dinge sê, dit sal met jou goed gaan. As jy weet hoe afhanklik jy is van hom, dat jy daarom jou om die rots om verbind. God sê, luister maar.
vraag wat ek en jy vir onsself moet gaan vra, as ons deur ons lewens gaan kyk vandag en elke dag. Luister ek. Nou, is 'n gehoorsaam. Dit bepaal vir hierdie verhouding 'n seën is wat uitloop op die ewige heerlikheid, of hierdie verhouding net 'n naam is waar hy eendag sal sê, ek ken jou nie, en jy is 'n duiwelstorm. Kom ons antwoord met hierdie woorde van Lied 2:5, wat ons skryf van die krag van God se woord. Dis my super mooi woord, as hy sê woord van God, as hy woord van die lewe, vir ewig vas en waar, onfeilbaar verhewe, God openbaring daar. Dis betroubaar, dis vas en waar, deur miskenning, deur gevaar of mense te erken of nie, dan bly dit die betroubare woorde. Wie sal ons ooit laat lewe in hierdie woord, dat ons die lewe? En dan die volgende vers, eindig vir my so spesiaal. Hy sê, terug tot die ver verlede, so hy God vat ons in die woord, terug tot daar ver, en hy wys vir ons van die begin af wat hy daar is. En hy sê, die troebel van die Here, al hierdie chaos, oor dit alles, God het hom nie van homself verwyder nie. Hy sê, dwars deur al hierdie dinge was dit daar, en daarom sê hy vir ons tot die ewigheid, as die toekoms vlug. Hy sê, deur al hierdie tyd, spreek die Here, sê, as die Here praat, sê hy, word die tyd, oomblikke van ewigheid. So wanneer ek en jy hier sit, en ons luister regtig, en ons maak ons harte vir hom oop, dat ons hom hoor, dan sê hy, en as hierdie woorde so mooi, dan sê hy, as die Here praat, dan word hierdie oomblikke van ewigheid. Deur sy gees laat God ook in ons sy woorde lewe, as ons gehoorsaam. So kom ons sluit met hierdie 2 verse.